Here, dankie dat ons vanoggend voor 'n genadige God by mekaar kan kom. Skepper God van die hemel en die aarde. Here, dankie vir die liefde en die waarheid, die krag wat in U is. Dankie vir hierdie wonderlike reën wat geval het, Vader. En nog steeds besig is om te val, en dit wat U vir ons deur die res van die winter gaan stuur. Vader, ons het geluister na al hierdie mense wat 'n droë winter voorspel, wat leë damme voorspel. En ons eer en ons loof U vir dit wat val. Dankie vir hoe U dit aanwend op aarde. Here, U is ons God en U is ons Here. Maar Hy is ook ons Vader. Ons kom vanoggend na ons Vader toe en ons sê vir U dankie vir die Seun Jesus Christus. En ons kom in Jesus se naam na U toe. Here, ek vra dat U elkeen wat hier sal seën, die wat nie kon wees nie, dat U hand oor hulle sal hou. Kom bid vir U beskerming oor elkeen van ons en ons geliefdes. Ek bid dat U hulle so sal toevou in die naam van die Here Jesus Christus. Here, dankie dat ons op U kan vertrou in hierdie tyd. In hierdie tyd waar die moedeloosheid naby lê as ons nuus luister of lees. Kom vra ons U liefde so oor ons lewens. Ons kom vra dat U ons sal vashou. Dat U ons sal toedraai. Here, ek kom bid vir elkeen van ons en ons geliefdes se gesondheid. Ons kom staan so teen enige teken van siekte. Ons kanselleer dit so in die naam van die Here Jesus Christus. Ons verklaar dat U God en U Here is. U alleen is God, Here. Here, dankie vir die woord waarmee ons kan besig wees. Ek weet dat ons uit die woord uit kan lees en dat U die woord vir ons gegee het as 'n openbaring. Ek vra dat U die woord so sal lewend maak in ons. Dat hierdie woord sal leef in ons en dat dit soos lewende water uit ons sal uitvloei. Vader, waar ons ook al gaan, wat ons omstandighede ook al is, dat U lewende water uit ons sal uitvloei. Dankie vir die oggend wat U gemaak is. Dankie vir ons geliefdes wat U vir ons gegee het. Seën ons so in Jesus se naam. Amen. In Johannes 3 lees ons van Nikodemus se ontmoeting met Jesus. Hierdie gesogte rabbi, lid van die Sanhedrin, kom besoek Jesus in die nag. Hy het vra, hy het die krag en die autoriteit met die reiniging van die tempel gesien. En dit het hy nog nie voorheen gesien of beleef nie. Nikodemus noem vir Jesus rabbi en sê, hulle besef dat niemand kan doen wat Jesus doen as hy nie deur God gestuur is nie. Jesus gaan Nikodemus se ongevraagde vrae beantwoord. Daar is nie 'n skare mense rondom hulle nie. Dit is Jesus, die Messias van Israel, en Nikodemus, die geleerde van Israel, die kenner van die wet. En Jesus gaan vir Nikodemus verstom laat. Ons het laas gesien dat Johannes ook later geskryf het dat Nikodemus opkom vir Jesus in die Joodse raad. Hy is ook die een wat 50 liter mirre en alwyn gebring het om Jesus te salf voor sy begrafnis. Ons het laas tot by vers 5 gekom, maar ons lees weer die hele gedeelte van vers 1 tot 21 van Johannes 3. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was lid van die Joodse raad. Eendag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat U 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat U doen as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore word is mens, en wat uit die gees gebore word is gees. Moenie verbaas wees
dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Nikodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? En Jesus antwoord hom, jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie? Dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse dinge vertel? Niemand op aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn omhoog op 'n paal gesit. So moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun na die wêreld gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. En so kom die skeiding, die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Ons lees tot by vers 21. Ons gaan nou egter eers fokus op verse 6 tot 8. Kom ons lees dit gou weer. Wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die Gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Jesus het vir Nikodemus vertel dat iemand uit die water en die Gees gebore moet word, om die koninkryk van God te kan sien. Nou, ons het laas daaroor gepraat, en wat die betekenis daarvan kan wees. Jesus sit met Nikodemus en gesels, en hy sien sy uitdrukking, en hy weet dat hy 'n bietjie verder sal moet verduidelik. Daar is twee tipes geboortes. Die een wat ons as normaal beskou, die fisiese geboorte uit die vlees. Dit is die geboorte wat elke mens op aarde deurgaan. Aan die ander kant is daar egter ook 'n geestelike geboorte. Dit is die geboorte wat elkeen moet deurgaan wat die koninkryk van God wil sien. Die geboorte uit die mens kan net tot mens en 'n menslike lewe aanleiding gee. Die geboorte uit die Heilige Gees gee egter aanleiding tot 'n geestelike lewe. Dit is hier waar Nikodemus tekortskiet. Hy het al die kennis gehad. Hy was getrou aan die wet en hy het ander daarin geleer. Hy het al hierdie kennis en menslike mag in Israel gehad, maar dit kom hom nie tot die koninkryk van God bring nie. Al hierdie krag, al hierdie kennis wat hy gehad het, kan hom nie by die koninkryk van God uitbring nie. Hy was nie gebore uit die Heilige Gees nie. Die ewige lewe is nie vir Nikodemus beskikbaar nie. Dis nie vir ons beskikbaar as ons nie uit die Gees gebore is nie. Dit is slegs wanneer ons van bo uit die Gees gebore is, wat ons 'n geestelike lewe kan lei. Nikodemus is verbaas hieroor. Hoe kan dit wees? En hy word tereggewys vir hierdie reaksie van hom. Kyk net weer vinnig na hierdie teregwysing. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Moet kom hier van die Griekse woord wat dui op 'n geestelike wedergeboorte, wat 'n goddelike vereiste is. Jesus sê vir hom, hierdie is 'n vereiste. Jy moet
weergebore word. Dit is iets wat moet gebeur en God is die een wat sê dit moet gebeur. Sonder dit is daar geen kans om God se koninkryk te behaal nie. Wie moet wedergeboorte word? Julle. Jesus gebruik hier die meervoud. Nikodemus, die leermeester, die leier, word gevoeg saam met die res van Israel, saam met die res van die mensdom. Niemand word van wedergeboorte vrygestel nie. Geen mens of sisteem of kerk of bediening beheer die proses van redding nie. Die Heilige Gees alleen is in beheer hiervan. Jesus vat dit dan verder met die volgende illustrasie. Niemand kan die wind beheer nie. Dit beteken nie dat ons nie probeer nie. Ons hoor die geruis van die wind, maar ons weet nie waar dit vandaan kom nie. Waar dit begin het en waarheen dit gaan nie. Waar dit eindig nie. Ons kan dit voel en hoor, maar ken nie die begin of die einde daarvan nie. Die woord wat Johannes hier gebruik, kan beide wind en gees beteken. En Jesus verwys hier na wat Esegiel geskryf het. Esegiel 37 vers 9. Toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die gees. Tree op as profeet. Mens, sê vir die gees, so sê die Here my God, kom uit die 4 windstreke gees, blaas in hierdie dooies in, dat hulle kan lewe. Hierdie asem wat geblaas word is die gees, die wind van God. Die gees beheer dit, ons beheer dit nie. Die gees is in beheer van die proses van redding. Die wat uit die gees gebore word, voel dit. Hulle voel anders, maar hulle beheer dit nie. Die Heilige Gees beheer dit. Ons voel die teenwoordigheid, ons hoor die stem. Ons kan onderskei van ons liggame, maar ons beheer dit nie. Ons moet onsself ook oopmaak vir die Heilige Gees. Vir Nikodemus en die leierskap is hierdie iets vreemds. Om beheer af te gee, nie meer self in beheer te wees nie, en dit vrywillig te doen, is 'n moeilike konsep vir hierdie leiers van Israel. Iets waarmee ons vandag ook sukkel. Die frase is, let go and let God. Maar hoe bestuur ons dit? Waar trek ons die lyn? Of moet ons dit nie bestuur nie? Moet ons nie 'n lyn trek nie? Ons moet God en die Heilige Gees toelaat om hulle werk in ons te doen. Ons kan dit nie bestuur of beheer nie. Volgende gedeelte waarna ons dan kyk is vers 9 tot 12. Nikodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? En Jesus antwoord, jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie. Dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse dinge vertel? Nikodemus verstaan nog nie wat Jesus vir hom verduidelik nie. Hierdie is 'n uitroep van verbasing. Hoe kan dit wees? Hoe is dit moontlik? Hy vra dit namens Israel, maar hy vra dit ook namens ons. Ons is nou in die hart van die tema van redding in Johannes se evangelie. Om die ewige lewe te bereik is meer as 'n gebed. Dit is meer as om goed te doen. Dit is meer as om net 'n stel reëls te volg. Om die ewige lewe te bereik behels om wedergeboorte te raak deur die Heilige Gees en 'n lewe totaal oorgegee te leef. Ons moet oorgee aan die Heilige Gees sodat hy in en deur ons kan werk. Hierdie wedergeboorte in die Gees het sy oorsprong in die hemel en nie in die vlees nie. Paulus stel dit so: ons kan nie onsself red nie. Dit gebeur deur geloofsaksie in reaksie op Jesus se offer aan die kruis. Wat Jesus hier sê klink anders as die verbondsvoordele wat Israel gehad het, en die wind word so effens uit Nikodemus se seile uitgehaal. In vers 10 sien ons weer dat Jesus dit weer duidelik maak dat Nikodemus veronderstel is om dit te verstaan. Nikodemus gaan nie nou weer praat nie in hierdie gesprek nie. Jesus praat in die res van die gedeelte. Hierdie leier, die een wat ander onderrig het, het nie die konsep verstaan nie, maar moes met meer opwinding gesoek het na hierdie waarheid.
Sy probleem was nie die verstaan nie. Nee, Nikodemus se probleem is ongeloof. Dit verseker ek jou in vers 10, het nou al 'n paar keer in hierdie gedeelte voorgekom. In Engels kry ons dit as truly, truly of amen, amen. Dit was 'n spreekvorm in Grieks, wanneer iemand verklaar het, dat wat hy nou sê die absolute waarheid is. Jesus gebruik hier die woord ons. Ons weet waarvan ons praat. Nou hierdie kan dui op 'n koninklike ons. Jesus kan dit gebruik om duidelik te maak dat hy 'n leermeester met autoriteit is. Dit kan egter ook wys na die drie-eenheid van God. Jesus, die lewende een op aarde wat die godheid kom openbaar, die stem van God en die Heilige Gees as getuie daarvan. Aan die ander kant daarvan praat Jesus van julle, ook 'n meervoud. Hy praat met Nikodemus as verteenwoordiger van die Joodse volk, maar ook as verteenwoordiger van die wêreld. In Johannes 1 vers 11 het ons gelees, hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Hierdie is nie 'n kwessie van nie verstaan of van 'n misverstand nie. Dit is verwerping en ongeloof. Nikodemus en die leiers verwerp die koninkrykswaarhede van Jesus. In vers 12 maak Jesus duidelik dat dit oor ongeloof gaan. Jesus het net gepraat oor dit wat op die aarde aangaan en geloof ontbreek. Hoe kan hy praat oor die hemelse dinge? Wie sal hom glo? In vers 6 het ons vlees teenoor gees gehad en hier kry ons aardse teenoor hemelse dinge. Jesus spreek die waarheid uit 'n hemelse oogpunt terwyl Nikodemus dit op 'n aardse manier probeer vertolk. Jesus verwys hier na die hemelse geboorte om wedergeboorte te wees in die gees. Redding van mense en wedergeboorte is aardse dinge. Die hemelse dinge is dit wat na dit gebeur. Dit wat gebeur met die eind van die huidige bedeling. Dit bring ons dan by vers 13 tot 15. Niemand op aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Jesus gaan nou praat van apokaliptiese gebeure, om sy autoriteit in die hemel te bevestig. Apokalipties klink na 'n gewigtige woord en ek sukkel met die uitspraak daarvan, maar dit is in Grieks die naam van die boek wat ons vandag ken as die Openbaring. Die Openbaring van versteekte waarhede. Jesus is die enigste een wat hierdie hemelse waarhede kan openbaar, aangesien hy die enigste een is wat in die hemel was en nou op aarde is. Nou ons kan wonder oor Enog en ons kan wonder oor Elia. Ons lees oor Enog in Genesis 5 vers 24. Hy het naby God geleef en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe weggeneem. Van Elia lees ons in 2 Konings 2 vers 11. Terwyl hulle gesels verder gaan het, was daar skielike wa van vuur met perde van vuur wat hulle twee van mekaar geskei het en Elia is in 'n stormwind op die hemel in. Verder was dit Joodse tradisie dat Moses ook in die hemel opgeneem is. Jesus is nie nou besig om hierdie dinge te ontken nie. Jesus sê niemand is al hemel toe nie en het weer teruggekom nie. Jesus, die Seun van God, is die een wat hemel en aarde bymekaar bring. Dit vorm dan 'n belangrike tema in Johannes, die een wat vanuit die hemel neergedaal het. Ons lees daarvan in Johannes 3 vers 31, Johannes 6 vers 33, Johannes 50 vers 51 en vers 85. Skryf Johannes oor Jesus wat uit die hemel neergedaal het. Maar Johannes skryf ook na die ander kant toe, die een wat terugkeer na die hemel, na sy opstanding. Dit sien ons in Johannes 6 vers 62, Johannes 13 vers 13, 16 vers 5 en 20 vers 17. Soos die engele in Jakob se leer in Genesis, kan Jesus tussen die hemel en die aarde beweeg. Johannes beeld Jesus uit as 'n hemelse wese.
God wat uit die hemel uit die aarde na die aarde toe gekom het en dus met die autoriteit het om oor hemelse dinge te praat. In vers 14 gaan Jesus na 'n ander apokaliptiese beeld. Nikodemus sou ook hiermee bekend gewees het. Numeri 21 vers 4 tot 9. Om by die gebied van Edom verby te kom, het Israel van Horeb af in die rigting van die Rietsee getrek. Op pad daarheen het die volk ongeduldig geword en teen God en Moses uitgevaar. Waarom het U ons uit Egipte laat trek, net om in die woestyn te sterwe? Hier is nie brood en water nie en ons is sat vir hierdie slegte kos. Die Here het toe giftige slange onder die volk ingestuur. Die slange het mense gepik en baie Israeliete het gesterf. Toe kom die volk na Moses toe en bely, ons het teen die Here en teen U gesondig met hom wat gesê het, met wat ons gesê het, bid tog dat die Here dat hy hierdie slange van ons af wegneem. Moses het toe vir die volk gebid en die Here het vir Moses gesê, maak 'n beeld van 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Elkeen wat gepik is en daarna opkyk, sal lewe. Moses het toe 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. As iemand wat deur 'n slang gepik is, na die koperslang opkyk, het hy bly leef. Nou koper in die Ou Testament is 'n teken van 'n offer. Hierdie offer word opgelig. Die mense wat deur die slange gebyt word, kyk op hierna en hulle word genees. Die slange word nie weggeneem toe Israel bely het nie. Die slange word nie minder giftig nadat Israel bely het nie. Hierdie koperslang word op 'n paal gesit en die wat gebyt word, moet opkyk. Terwyl Jesus met Nikodemus praat, weet hy gaan ook op 'n paal gesit word. Hy gaan so verhoog word en die wat na hom kyk, se sondes gaan vergewe word en hulle gaan verlos word. Dit raak nie makliker nie. Net soos die slange, bly die sonde nog daar. Die sonde pik nog en die sonde maak nog seer. Maar Jesus is daar om na op te kyk en wanneer ons na hom opkyk, kry ons vergifnis van ons sondes en ook heling. Hierdie Israeliete moes opkyk na die koperslang. Vandag moet ons opkyk na Jesus om vergifnis en redding te ontvang en ook om heling te ontvang. Wanneer ons opkyk na hom toe en glo, ontvang ons die ewige lewe. Miskien maak ons dit te moeilik. Miskien wil ons hier 'n paar stappe insit in die proses en heling bysit. Dit alles lê by geloof. Ons moet glo. Glo in Jesus Christus, die Seun van die enigste lewende God. Ons hoor hier Jesus se gesprek met Nikodemus. Hy kom na Jesus toe met al sy kennis en met jare se ondervinding. Hy weet dinge wat die res van Israel nie eers van bewus is nie. Hy loop hom egter vas teen die autoriteit, die mag en die alomwetende kennis van Jesus. Jesus is die een wat die waarheid bring. Ons is die wat wedergebore moet word, uit die Gees gebore moet word. Hoe kom ons daarby uit? Deur op te kyk na Jesus, deur te glo in Jesus. Volgende keer wanneer ons by mekaar kom, kom ons by die mees bekendste vers in die Bybel. Die vers wat almal kan aanhaal. Die meeste mense stem saam dat vers 15 die afsluiting van Jesus en Nikodemus se gesprek is en dat vers 16 die woorde van Johannes is. Verstaan ons dit reg? Kyk ons reg daarna. Dink 'n bietjie oor Johannes 3 vers 16 in die volgende tyd. Mag God ons gebruik as rigtingwysers die week. Mag ons ander wys na Jesus, sodat hulle na hom kan kyk en sodat hulle kan glo. Amen.